Dankie, jy kan maar sit. Môre almal, dis lekker om julle te sien, dis lekker om terug te wees. Moet ek sê, dis 'n bietjie koeler in Stadterheim as wat dit daar by Boknes langs die see is. Ek dra skielik weer truie en so aan, die hele week met kortbroek en kortmou hemp rondgeloop. Maar dis lekker om terug te wees en dis lekker om vir julle te sien. Net so 'n paar afkondigings. Die deurkollekte vir môre, dis daai tweede bordjie wat altyd daar staan, gaan vir die MTR Smit kinderhuis. It's for the children's home this morning. Dan ons gebedslys is nog steeds Anne Wantenaar, Irene Bennett, Willie Hending, Linda Cruz. Maar hoe gaan dit nou met na die operasie? Jy sê dit gaan baie beter, dit gaan daarom beter al. Okay. Dan Graham Breedske van Kom gehad, en Esther Botha, dan bid ook vir Jeff Untie asseblief, en dan Neil Smit herstel nog na sy knievervanging. Dis ook nou al 2 weke terug. Dan, ek het net 4 verjaarsdae vir hierdie week. Die 8ste is dit die bure, Barbara McLaughlin en MC Pretoria, so oor die pad. Weet nie of julle partytjie in die middel van die pad hou, hoe julle werk nie. Maar geluk so lank aan die MC vir die 8ste. En die volgende stel verjaarsdag is ook op dieselfde dag, is op die 10de. Is dit Duncan Flanagan, sowel as Christine Kotze, so die 2 is ook op dieselfde dag. Dan Bybelstudies, Dinsdag aand 7:00 by Maggie en Verity se huis, en Woensdag aand 6:00 by Willie en Joyce se huis. Daar is nie 'n Amatola Haven Bybelstudie nie. Hulle het gesê dit is nou chaos met die herstelwerk en so aan. Dit klink vir my van die mense slaap al amper in die gange. So daar is letterlik nie 'n ruimte nie. So ons gaan nie hierdie week Amatola Haven Bybelstudie hê nie. Ons sal as die Here wil volgende week weer begin. Volgende week begin die kinderkerk, die Little Church ook weer. En dan op die afkondiging het jy seker gesien, die hele lys van dienste rondom Paasfees van die kerke. Dis nie 'n broederkring nie, maar as vrouens ook betrokke. Wat is 'n fraternal in Afrikaans? Maar in elk geval, die Stadterheim Kerke Fraternal se dienste, die donderdag aand van Paasnaweek, die 17de, 6:00 is daar 'n tenebreiddiens hier in die Toringkerk. Dan Goeie Vrydag het al die verskillende kerke hulle dienste, insluitende ons Verenigde Gemeente, dis onder by die Houtkerk, 9:00 die oggend, 'n nagmaalsdiens. En dan Paaszondagdiens is ons weer hier in die Toringkerk vir die tweede nagmaal van die naweek. En dis dit is nagmaal, dis die Paaszondagdiens en dis ook hier in die Toringkerk. So ons is donderdag aan Toringkerk, Vrydagoggend Houtkerk, Sondagoggend weer hier in die Toringkerk. Dan begin die mense al so stadig maar seker na vore kom rondom die bazaar. Charlie en haar span doen die koffiewinkel. Hanlie en haar span doen pannekoek, maar Hanlie het nou hoe sal ons nou sê, 'n ding wat op pad is. Sy gaan net voor die bazaar het sy 'n operasie op haar arm. So sy gaan nie kan pannekoek flip nie. So as daar iemand is wat nog kan pannekoek gooi, praat met Andre en met Hanlie. Sy kry daar net voor die bazaar 'n armoperasie. Sandy Kruger en Rina gaan saam carry en reis doen. Cherise Grenville en Kim doen die boeketafel. Ronel het gesê sy sal help met die wit olifante, so alles wat in die huis is wat jy wil weggooi. Daar is die vrou met voor te gee.
En dan die vleistafel het nou al daarom so 'n bietjie begin. Tussen Marius Potgieter en Theon Willemse is daar nou 'n beesgeskenk en dit word verwerk. So dit gaan gebeur. Ons hoop daar kom nog ietsie verby. So ja, dink maar so lank waar jy kan help en hoe ons kan help en dan vat ons die ding daarvan aan verder. Dan ook welkom sê ek het net ook vandag geloer gesien die is al mense wat hier op die Facebook bygekom het. So welkom vir hulle ook. En ek dink dis nou eers die laaste van my lang storie en lang afkondiginge. Vanoggend is ons stil word, is ons begin uit Psalm 126. Die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen. Ons was verheug. The Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. And we are filled with joy. Dan ons vergeet baie maal, juist die manier wat God uitreik na ons toe. En dat ons elke dag kan wakker word met dankbaarheid. Want hy lei ons elke dag. En al die heiliges in Christus Jesus wat hier in Stadterheim is, ook die opsieners en diakens, to all God's holy people in Christ Jesus here in Stadterheim, together with all the overseers and deacons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Kom ons sing saam en ons gaan soos normaal 2 liedere sing. Vanoggend is die eerste ene Engelse een en dan 'n Afrikaanse ene. So kom ons staan op en dan sing ons lekker hartlik saam. Oh,
Filippense 2 lees ons die volgende. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid, die een die ander hoër te ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Kyk 'n oomblik na daai vers, dink 'n oomblik na, wat wil die Here vir jou sê vanmôre? Wat moet jy hoor? En na so 'n oomblik van stilte, gaan daar 'n lied speel, en dink hy's redelik onbekend, so jy's welkom om net te luister of om saam te sing. Maar kom ons, dit kan ons sommer sit en dit doen. Maar kom ons raak net eers stil, rondom dit wat die Here vir ons sê vanmôre. Amen. People
Kom ons bid net saam. Ons koning, ons Heer, ons skepper, ons vriend, selfs ons broer. Dankie Heer dat U ons deel maak van U familie, familie van Vader, Seun en Gees. En dat ons vanmôre hier kan sit as familie en kan weet, U het ons by mekaar geroep. U vou ons toe in U liefdesarms. Help ons nou Heer om U stem te hoor. Help ons Heer om hier te kan wees en te kan weet U is met ons. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons lees 'n baie bekende gedeelte vanmôre uit Johannes hoofstuk 12 vers 1 tot 8. Die Engels en die Afrikaans is op die skerm, maar ek lees vanmôre die Afrikaans. Verskoning. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië toe gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei, en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n liter egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê, laat haar begaan. Sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Lees net tot sover in die woord van die Here. Hierdie teks is eintlik een van daai moeilike tekste vir 'n dominee. Want hier's 'n klomp verhale die mekaar geweef. En 'n mens kan op 'n klomp verskillende plekke die fokus laat val. En dan ook maklik die fokus verloor. Hier's verwysinge na Jesus se dood, verwysing na Lazarus wat uit die dood opgewek is, die hele verhaal van Judas, Maria wat Jesus se voete salf. Dis 'n hele mengelmoes goed aan die gang. En om dan sin te maak, kan 'n mens baie maklik so op sy paadjies gaan. Of ons kan so vasgevang word in die detail, in die intriges wat hierso so na verwys word, so tussen die lyne, dat ons eintlik dit mis. Wat ek dink een van die goed is wat die Here vir ons hier wil sê. Ons kan maklik die onverwagse mis. Dis so 'n bekende teks dat ons vergeet dat dit wat hier gebeur, die hele gebeure wat daar gebeur, totaal buite verwagting is. Dis groot verrassing vir almal daar rondom hulle, wat daar rondom daai tafel is. Dis onverwags dat sulke duur olie gebruik word, 'n hele half liter daarvan. En dit om iemand se voete te was. Is onverwags dat Jesus hier by 'n fees verwysing sal maak na sy dood. Is
Dis onverwags. As jy maar net verder ook lees dat Jesus hier met een van sy eie disippels in 'n bietjie van 'n woordewisseling sal raak, betrokke sal raak. Hy sal tog nou rustig hier om die etenstafel verkeer. Maar die mees onverwagse is juis Maria wat Jesus se voete salf. Nie omdat dit dierolie is nie. En dit was baie dierolie. Dit is omtrent 'n jaar se loon vir 'n dagloner gewees. Maar dit is nie die onverwagse nie. Die onverwagse is dat Maria as 'n vrou by die mans is waar hulle eet in daai kultuur, nie om te bedien nie, want dis al wat 'n vrou van 'n vrou verwag is wanneer die mans geëet het, maar om te salf. En as 'n mens maar gaan kyk in die Bybel reg van die Ou Testament af, salwing is iets wat deur mans gedoen is. Jakob salf 'n pilaar as herinnering aan sy ontmoeting met God in Genesis 28. Samuel salf Saul tot koning. Samuel salf later vir Dawid tot koning. En so gaan dit maar aan. Gaan lees maar 'n bietjie, gaan soek maar 'n bietjie. Hier kom Maria en die onverwagse is. Sy gooi die hele kultuur onderste bo. Sy draai die kultuur op sy kop. Sy kom in die man se geselskap waar hulle eet en sy kom salf. Iets wat gewoonlik net deur mans gedoen is. En dit hou nie daarop nie. Kyk, 'n Joodse vrou se hare was haar trots. Is haar trots seker nog vandag vermoed ek. Maar daai hare is nooit losgedra nie. Net haar man sou haar gesien het met haar hare los. Verder is dit altyd mooi opgebind. En hier kom sy. En haar trots maak sy los voor al hierdie mans, die disippels en Lazarus en almal wat daar is. En sy gebruik haar trots om Jesus se voete af te vee. Om Jesus se voete droog te maak. Nou, ek hoop jy hoor die prentjie wat ek probeer skets. Bekende teks, 'n teks wat ons so goed ken, maar 'n teks wat eintlik alles wat 'n mens sou verwag op sy kop kom draai. Alles is verkeerd. Hier's 'n salwing, maar dis nie Jesus se kop nie, dis Jesus se voete. Dis nie deur 'n man nie, dis deur 'n vrou. En dan maak sy nog voor al hierdie ander mans haar hare los. Maar is dit nie eintlik maar? Is dit nie maar eintlik hoe God werk nie? God werk, as ek in die Bybel gaan kyk, gewoonlik maar deur die onverwagse. Deur dit wat ons as mense nie dink is die regte manier nie. Kom God en hy kom op 'n moet dit draai of op 'n ander manier. Mense wat ons nie sou ag nie. Ag hy. Mense van wie ons nie iets goed sal verwag nie. Kom hy en daardie mense gebruik hy. Ag, is 'n klomp verhale in die Bybel. Dink maar net aan Dawid. Toe Samuel gaan om 'n koning te soek om te salf, toe kom al die seuns daar verby, die seuns van Jesse. En Dawid word nie eens gebring nie. Hy is die jongste. Hy is so effens rooierig in die gesig. En hy word nie geag nie. Totdat Samuel nou na al die seuns gekyk het en dan sê hy, maar is daar nie nog 'n seun nie? Maar ja, daar is nog so 'n ouetjie, maar hy pas die skape op. Onverwagse. En dan word hy gehaal. En dan sê God, dis die koning. In Jesus se tyd het hulle 'n heroïese oorwinnaar verwag.
Iemand wat sou kom en die Romeine uit die land uitjaag, om weer die volk Israel daar te stel, op hulle eie bene, laat hulle oor na hulle eie sake kyk. En wat kry hulle? Kry die seun van 'n timmerman, 'n rondreisende prediker, van wie Jesus self op 'n stadium sê, die jakkalse het gate, maar hy, die seun van die mens, het nie 'n dak oor sy kop nie. Weereens, die onverwagse. Onthou wat sê die skrifgeleerdes van Jesus? Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Kan daar iets goeds kom uit daai area waar hy vandaan kom? En so kom God. En elke keer draai hy ons verwagtinge op die kop. Die skare wat Jesus verwelkom op Palmsondag, wat ons nou volgende Sondag ook gaan vier. Hulle kom en hulle gooi hulle klere in die pad en hulle gooi takke in die pad. En al hulle krete, al hulle uitroepe gaan oor eer aan 'n oorwinnaar. Eer aan die een wat kom. Eer aan die seun van Dawid. Maar hulle kry nie daai oorwinnaar nie. Nie op die manier wat hulle dit verwag het. Dit lyk eerder of die Romeine wen, want op die einde slaan hulle vir Jesus daar aan 'n kruis vas. En sterf Jesus daar. Selfs Jesus se eie volgelinge. Gaan lees maar weer die verhaal hier rondom sy kruisiging. Kruip weg. Wel, na hulle eers by die kruis weggehardloop het. Almal. En sommige hom verloon het. Gesê, nee man, ek ken nie die ou nie. Gaan kruip hulle weg. En dan lees ons hulle self toegesluit in 'n vertrek, want hulle was bang vir die Jode. En God kom, en het hierdie bangspil, kom verander hy die wêreld. Dis hoe God werk. En as jy nou vanmôre in die spieël kyk, of vanmiddag of wanneer ook al, en jy dink, maar ek is lief vir die Here, ek wil die Here dien, my moet net nie vir my vir iets vra nie. Hy moet my nou net nie vra om met iemand te praat of uit te reik na iemand of om iets te doen nie. Want ek is te skaam of ek weet nie genoeg nie of ons het ons baie sulke goed wat ons sê. God kom op die onverwagte manier. Vat die rooi gesig tiener en sê, jy's my koning. Vat Moses, wat 'n ou vermoor, en sê, jy gaan my mense uit die land uitlei. Almal wat ons nie gedink het, eintlik die regte mense is nie. So kom hy na ons toe. En hy sê, vir hom is ons die regte mense. Die onverwagse is dat hy vir ons help, om onsself op 'n ander manier te sien. As God se geliefdes, as God se vriend, soos ons net nou gesing het, as God, soos Jesus gesê het, se broer of suster. Dis wat God met ons maak. Dis waar hy ons bring en gebruik. En ons kyk maklik hierby verby. Ek nou maar net dink aan die klomp jare wat ek al hier in Stadterheim is. Die verhale wat ek nou al hier beleef het. Verrassende goed. 'n Ou tannie wat moet weggooi lappe, klere maak vir kinders in 'n kinderhuis. Afrikaans en Engels. Ten spyte van die geskiedenis van hierdie area, alles wat ons vertel word van mekaar, dat ons saam die Here kan aanbid en saam kan bou aan 'n gemeente vir hom, ook hier in Stadterheim.
En soms gebeur daar snaakse goed. Soms sal daar net iemand roep by die hek, en dan word ons skielik sakke kos of skoonmaakmiddels of iets afgelaai, en dan word daar gesê, gee dit vir die mense wat dit nodig het. Hier in die COVID-tyd veral, het ons dit baie ervaar, maar selfs nou nog. Onverwags, van onverwagse kante af, gebeur daar goed, gebruik God mense, onverwagse mense, mense soos ek en jy. Dit is wie God gebruik. Vraag is, of ons nog hoegenaamd dink, of verwag dat God ons kan verras. Soms raak ons so gewoon aan 'n teks, aan 'n verhaal in die Bybel, aan ons, soos ons plekkie sien, in God se plan hier in Stutterheim. Dan dink ons maar, ag wat, hier gebeur mos nooit iets nuuts nie. Gebeur ook nooit iets nuuts in my lewe nie. Soms raak ons so gewoond aan die toeval. Mense wat op ons pad kom. Iemand wat ons raakloop. Iets wat met ons gebeur. Dat ons vergeet dat God werk met gewone mense soos ek en jy. Mense wat soos Moses gekla het en gesê het, maar ek kan nie praat nie. Mense wat gebruik word, omdat God kan, omdat God wil. En hy vra net gewilligheid. Miskien loop jy vandag, hierdie week of vandag, 'n Maria raak. Iemand wat jou seën op 'n manier wat onverwags is. Miskien is jy die Maria in iemand anders in sy lewe, vandag of hierdie week. Wat met 'n woord, of iets wat jy doen, of iets wat jy sê, of 'n drukkie, vir daai persoon laat verstaan, God se liefde is daar vir jou. Sien, ons moet versoek om die gewone, the ordinary, af te skryf. God werk met gewone mense, soos ek en jy. God werk in die gewone van elke dag. Dit wat ons baie keer, as ek net dink aan die kinders, is so maklik sê, hulle aan boord, weet, maar dan is daar 30 goed wat hulle kan doen. In daai verveling van wat ons, hoe ons alledaagse bestaan sien, kom God, kom hy met die onverwagse. Al wat hy vra, maak oë oop, wees bereid. Wees bereid om selfs 'n bietjie uit jou gemaksone uit te gaan, om selfs 'n bietjie goed te doen wat dalk vreemd is. Om 'n Maria te wees wat haar hare losmaak, teen die kultuur. Om 'n Maria te wees wat daar in 'n gesprek, in 'n vertrek vol mans in te gaan, waar sy net mag bedien het. God daag ons uit. En as ons die uitdaging aanvaar, dan kom doen hy die onverwagse. En hy doen die onverwagse in die gewone van ons elke dagse bestaan. In die gewone van hoe ek en jy elke dag optree. Dis die God wat ons aanbid. Wat vir elke een van ons raak sien. En ons nie as te gewoon of te swak of te wat ook al sien nie. Maar wat vir elke een van ons sien. As iemand wat hy kan gebruik. As iemand wat hom kan eer, is iemand wat 'n verskil kan maak in iemand anders se lewe. Gaan wees 'n Maria. En aanvaar die Marias wat op jou pad kom. God het hulle gestuur, soos God vir my en vir jou stuur.
Amen. Kom ons buig die hoofde. Ja, Here, die groot goed in die wêreld, die groot goed wat so in die nuus is, die tariewe en die aandelebeurse wat val en alles wat vir ons net lyk of dit de mekaar is, maak dit ons baie maklik vergeet dat ons gewone lewens geroep is, gestuur is, gevorm is deur U om U wil te laat geskied, om te wys hoe lyk dit waar mense gehoorsaam is aan U, om te wys hoe lyk dit waar U besig is om die onverwagse op 'n gewone plek te doen. Dankie dat U ons geroep het, Heer. Baie van ons lewens ook maar op 'n onverwagse wyse. Dankie, Heer, dat U vir ons nie net roep nie, maar dat U ons toevou in U liefde, dat U ons toerus, en dat U ons help om die Maria en iemand anders se lewe te wees, om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe. Here, en ons het die onverwagse nodig. Ons het dit nodig in ons land, ons het nodig in ons dorp, ons het dit nodig in hierdie wêreld. Here, ons is al half afgestomp, het as ons die oggend die koerant oopmaak, ons lees 'n nuusberig en ons sien soveel mense is dood in 'n bomaanval, soveel reddingswerkers is in 'n lugaanval doodgeskiet, soveel fabrieke is opgeblaas, soveel kraginstallasies is opgeblaas. Ja, dan sien ons dit nie eers meer raak nie. Dit is vir ons gewoon. Ek wil U, Heer, ook vir ons en die Christene deur hierdie wêreld help, om die onverwagse te doen, om gehoorsaam te wees aan U, om U liefde uit te leef, om te wys, U kan vir ons doodgewone mense gebruik om U liefde deur ons in hierdie wêreld in te stuur. Maak ons bereid daartoe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Kom ons staan op en ons sing ons slotsang hartlik saam. Kom ons aan.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Mag die Here jou seën en jou beskerm. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. Die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe ophef en aan jou vrede gee. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Daar is drinkgoed in die saal, so moenie net verdwyn nie. Oeps, het nou weer fout gegaan.